Mense, ek gaan nou, is there anybody that can't understand Afrikaans? Verstaan almal Afrikaans? Ou bietjie ons? I can speak English deliciously. Weet jy, ek gaan sommer so 'n bietjie met julle as besigheidsmense praat en probeer om, jy weet, vir julle 'n bietjie ook in te trek in die ding. Ek het maandag aand by die ring van die NG Kerk in die ooste van Waverley daarom ook gepraat. So, dis dieselfde slideshow en die inligting is dieselfde, maar ek gaan nou nie heeltemal dieselfde lyn vat nie. Dit gaan nog eers maar so lekker werk nie. Ek dink ek gaan praat nou maar my slideshow is hier, maar hy gaan nou nie werk. So, hoe het die mootprojek ontstaan? Want die mootprojek het eintlik ontstaan in so Junie 2022. Ek het toe nou, ek het COVID gehad en ek was 7 maande bedleiend geweest. Ek moes weer van vooraf weer loop. En toe, hierso teen 2022 se middel, toe kan ek dan maar 'n bietjie meer operate. En ons is toe by die see en iemand bel my, Annie Moster, die mede-stigter, bel my uit Pretoria en sê, hy sien daar maak iemand langs die park daar so op Penneefstraat skoon. Wat is die storie? Want hy het toe vir Silas gevra, wat, weet jy, kom werk hy? So nee, hy sê, ek het hom skoonmaak gesê. En hy sê toe, maar hy kom van Kroonstad af. En in Kroonstad het hulle die Igniting Revive gedoen en daar het dit ongelooflik goed gewerk. En hulle het basies die hele Kroonstad gelig en jy weet, hy was dors van jaar en so. Wil ons nie, ek nie saam met hom so iets begin nie. Ek sê toe, jy weet, ek is professor by Tikkies en ek sê, jy weet, die departement, so ek het nie uit tyd vir hierdie goed nie, maar kom ons kyk hoe dit gaan. As jy die pad sal vat, sal ek help. Maar goed, dit is hoe die mootprojek eintlik tot staan gekom het. En die vraag is dan nou, hoekom doen ons dit? Nou, mense, ek dink almal van julle kan sien dat die moot wat julle dalk geken het in die 80s en die moot van vandag is nie dieselfde plek. Reg, so ek meen dinge het regtig agteruit gaan en dit is my sleg om te sien hoe parke verval. Verstaan die goed is nie geverf nie. Dit lyk nie genuinely sleg. En uit hoofde daarvan het ons besluit, maar goed, kom ons gaan 'n poging aanneem om dit van 'n kant af te probeer regmaak. Nou, wat nou gebeur het daar, so ons het dit nie heeltemal verwag nie. Daai een olifant wat ons happie vir happie wou eet, het toe 'n trop geword. En toe ons weer sien, toe is daar 10 area verteenwoordigers oor die moot versprei. En ek dink die definisie van die moot is nou 'n breë ding. Ons kyk maar tussen Steve Biko en die N1 min of meer. En dan soort van Myntjie Skop agter Rittendale tot by Magalies. Ons het ook mense wat in die weste van Pretoria werk in Meywil wat baie aktief is, maar oorwegend het ons nie vreeslik traksie daar. Dan die ander ding wat ek besef het en wat ek nou weer raak gelees het, is dat groot veranderinge in die wêreld is nog nooit deur duisende mense wat georganiseer is gedoen nie. Ja, okay, goed, jy weet die Franse Revolusie in 1789 miskien, maar daar was ook maar 'n paar mense, Voltaire en so wat die spil in die gang gesit het. So, mense moet ergens begin en jy moet klein begin. En dit het ons ook gesien. Jy verstaan, jy kan nie 'n reusagtige plan na mekaar sit en 7 komitees stig en dan besluit jy hulle beraadslag en hou 'n konferensie en dan gaan julle dit nou doen nie. Jy moet klein begin. Jy begin ergens op 'n plek, jy doen dit self en dat mense eers kan sien wat gebeur. En dit het ons nou al 'n paar keer gesien. Om 'n voorbeeld te noem, op die plaas, en ek weet nie of julle nou weet van Hoedslothuis Park nie, dis die park wat daar agter, jy weet, daar oor op die plaas is. Nou, Hoedslothuis Park was eintlik 'n verskriklik verwaande stuk grond. En ons het toe daar begin werk en omdat ons reeds daar begin werk het, gaan vra ek toe vir die eienaar van op die plaas, maar kan hy ons nie 'n bietjie help om daai, weet daar het so 'n sirenehuisie gestaan daar in die hoek, hy staan nog steeds daar. Of hy nie vir ons help om daai plek bietjie op te gradeer, dat ons miskien grys borg en verf en so aan, en dan sal ons die arbeid gee en dan maak ons die plek netjies daar. En hulle sê toe vir my, jy weet, ons borg eintlik glad nie iemand wat enigiets vir ons kon vra nie, maar ons kan sien julle doen klaar iets. So ons sal julle help. En hulle het geld gegee in die volgende oomblik, ek ontdek toe daar's 'n kanaal daar langs die ding.
tussen op die plaas en die Mootslothuispark aan die ooste kant van die pad loop daar 'n kanaal. En die kanaal is terribly oorgroei en so. En hier kom ons DB Landscape en ander besigheid, hulle maak die ding skoon. Nou sê die eienaar van op die plaas vir my, maar hoe gaan julle nou oor hierdie pragtige kanaal kom wat julle skoon gemaak het? Ek sê nee, ek weet nie, ons gaan maar om die hoek gaan in Terblaanstraat en 'n gat in die draad sny en daar maar 'n ingang maak. Nee, sê hy, maar ek het 'n konstruksiemaatskappy. Kan ek vir jou 'n brug bou? Ek sê nee, jy weet, dis 'n fantasties wees, maar 'n brug is nou nie, hierdie is nou nie 'n bietjie Maasbrug hierdie nie. Hierdie is 'n 5 meter span brug oor 'n area wat, jy weet, ankerpunte moet hê en dit moet staal wees en so. Hy sê, moenie worry, wanneer soek jy die brug? Ek sê, volgende donderdag, dis toe die vorige Woensdag. Hy sê, julle sal 'n brug hê. Volgende donderdag kom hulle met 'n huiskraan aan sit 'n brug van 5 meter lank bo die kanaal. So 'n rooi brug. Ek weet nie of julle dit gesien het as Ja. Dis amazing. Ek was al daar gewees. Ja, so daai is die tipe ding wat gebeur as mense bietjie my foon gebruik, ek moet hier papier vat. As mense saam staan, hè. En Nelson Mandela, wat jy politieke oortuiging ook nou al is, die man het 'n paar ware goed gesê en onder andere sê hy, it always seems impossible until it is done. Dit lyk altyd onmoontlik tot dit gedoen is. En met die moordprojek kan ons dit werklik sê. Regtig, die projek is ontsaglik geseën en jy weet mense kan uit 'n godsdienstige perspektief daarna kyk en ek dink ons word geseën in daai opsig. Want werklik hierdie tipe van ding gebeur baie keer. Ek meen een aand gaan haal ek pizzas daar by Pizzeria Nene daar in Piernestraat naby vir Tuinhoekie vir ons land. En daar sit 'n ou wat saam met my vrou op skool was. Ek weet ons raak bietjie aan die gesels en so aan. En ek vertel vir hom nou, jy weet wat ons, hy sê nou wat maak jy met jouself? Ek sê wel ek werk, maar as ek nou nie werk nie, doen ek nou hierdie mooi projek. En ek vertel so 'n bietjie hoe dit werk. Hy sê maar hy is net 51 so lank gebore, hy bly net daar bo. Een van daai huise wat so oor die kraan se drup daar so by die En hy sê vir my, okay, vertel. Hy sê goed, ek gaan vir jou geld gee. Ek sê maar ek WhatsApp gou vir jou die bankbesonderhede. Hy sê nee. Ek het nie tyd daarvoor nie. Lees vir my die bankbesonderhede. Nou lees ek die bankbesonderhede, hy sit dit binne in sy app. Hy sê okay. Ping. Toef 15,000. So die mense doen eintlik ongelooflike goed. En besighede is natuurlik krities belangrik, jy weet, vir ons omdat besighede normaalweg jy weet, miskien dit makliker vind om geld uit te haal as wat individue dit kry, want jy weet die generering is miskien 'n bietjie anders en mense kan belastingaftrekkings so daarvoor kry. Nou, die moordprojek is totaal apolities. So ons onderskryf nie die DA of die ANC of die Action SA even help us of die EFF of die Vryheidsfront nie. Natuurlik werk ons saam met die Stadsraad. En die Stadsraad is beheer op hierdie stadium nog deur die DA. So ons werk met die DA burgemeester. Ons werk met almal by Tshwane wat oorwegend ANC mense is en EFF's wat daar werk en ons werk met hulle. Want as jy dit nie doen nie, gaan jy nêrens kom nie. So ons word gereeld natuurlik uitgekruid, ons is DA ondersteuners en jy weet, ons kry gat by die Stadsraad en ons weet dit is absolute rubbish. Wat ons doen is, ons werk met wat daar is en met almal. Want as ons dit nie doen nie, gaan ons nêrens kom nie. So ons het eintlik 'n baie goeie verhouding met die Stadsraad. Hulle kom as ons goed skoonmaak, hulle kom haal die sakke. Ek laat weet daar vir my kontak daarso by die bestuurder van Area 3 se Waste Management. Hy stuur 'n trok, die trok kom, hulle verwyder die goed. Jy weet, hulle tel al die geel sakke op as ons skoonmaak en daar gaan ons. So ons doelwit is om die skoonste en die netjieste area moontlik te maak, dit 'n veiliger area te maak vir inwoners en dit eintlik in 'n eerste wêreldse woordgebied te omskep. Weer is dit afgesit. Sorry, waar nou?
Right, en ook om dit die voorkeur woon- en besigheidsgebied te maak. So dat dan weer mense moet na die motor wil kom. Want dit lyk goed hierso, dis skoon, dis netjies. En wat ons verstaan van ons eiendomsagente, daar's heelwat eiendomsagente wat ons ook ondersteun, is dat 'n huis in die moot wat in 'n goeie toestand is 'n week en is weg. Dis sentraal geleë, dis naby die universiteit, dit is, jy weet, hier's goeie skole, dis redelike besigheidsgeleenthede, hierso is die besigheidsstrook langs die treinspoor. So ek dink dit is een van die goed wat ons doen. En natuurlik dit is 'n langtermyn doelwit. Hierdie tipe goed gebeur nie oornag nie. Wat ons verder ook doen is, jy weet, ons doen regtig as ons iets doen dit ordentlik. Ons is op die oomblik besig om lamppale te verf. Ons het min of meer al so 2.500 lamppale geverf. En ons skuur die lamppaal af, behandel hom vir roes, smeer hom met, jy weet, verf hom dan, jy smeer nou roes weer eraan. Verf die ding silwer bo, swart onder, en so gaan ons dan, maar ons doen dit ordentlik. As ons 'n bushalte verf, doen ons dit ook ordentlik. Die belangrike punt is hier, so jy weet, ons doen dit met fondse wat uit die gemeenskap uit kom, wat mense vir ons skenk. Want natuurlik ons het geen befondsing. Oor die ander ding wat mense gereeld sê, ja, Tshwane betaal julle mos om dit te doen. Tshwane betaal niks wat ons doen. Die mense self betaal dit. Uit die moot vir die moot. En as inwoners vra of 'n besigheid vra dat iets gedoen moet word, dan probeer ons altyd help. Natuurlik as die mense die befondsing verskaf. Ons kan nie om al die lamppale in Fredrikastraat wat dit nodig gered as wat ons kos het, te verf. Hoe gaan ons dit betaal as ons dit self betaal? So die plekke, sê nou maar hier die ouens in hierdie besigheidskompleks, gee elkeen mens gaan na die pale tel. Hierso is groot pale, ek het nou gekyk. Hulle kos so R100 'n paal om te verf. Dan doen ons alles. Daar kom 'n arbeider, hy skuur dit af, hy maak dit skoon, hy smeer red oxide, hy verf, plak masking tape, ons gee kwaste, hy verf dit en oor en verby. Sorg dat hy daar kom, ons verwyder hom, as jy weer sien ons het net gedoen. Maar as mense vir ons vra om iets te doen, probeer ons altyd om dit te doen. Ons kan natuurlik nie alles doen, nie. Ons mag nie slaggate regmaak nie. Ons mag dit nie doen. Dit is net Tshwane en AfriForum het ook 'n mandaat om dit te doen, as ek reg verstaan. So dit kan ons nie doen nie. Maar wat ons oorwegend doen, ons herstel goed wat nie in die pad self is nie. En ons verf dit weer en ons maak dit netjies. Ons verf byvoorbeeld minisirkels. Nou as ek na die slideshow gaan, sê jy nou mooi gesien het hoe 'n minisirkel gewoonlik voor die tyd lyk en hoe hy lyk nadat ons hom klaar gedoen het. Slegte ding van minisirkels is, hulle lyk pragtig vir omtrent 3 dae. Want party mense het byvoorbeeld groot vreugde, dan ons het nou gesien, weer daar in Waverley op Vraaistraat, het ons nou die sirkel pragtig wit en swart rondom geverf. Toe kom iemand met sy bakkie en doen, wat noem jy daar goed? Donuts. Daaroor, soos nou is alles swart. Maar nou oké, dit is nou maar hoe dit is, jy weet, jy kan niks daaraan doen. Irriterend vir ons, maar, we did what we were supposed to do. So, belangrik dat, wanneer iemand dan byvoorbeeld 'n ding registreer by ons, en dit klink nou vreeslik formeel, maar as hulle vra om iets te doen, dan vat ons die geld, jy reference behoorlik, en ons plaas die geld in 'n sentrale rekening, ek is 'n CA onder andere. So, jy weet, ek kyk mooi na daai geldjies, en ons die goed word geaudit jaarliks en so aan. So dis nie vir geld weggeraak nie. Ek het 'n spreadsheet, ek recon dit elke maand, elke ding. So, in fact, ek recon die bankstaat na die kasboek toe op 'n daaglikse basis, want elektronies die goed ons nou redelik maklik. So, elke sent wat jy gee, word op die projek spandeer. Byvoorbeeld, die eienaar van Doringbome, daardie aftreeoord hierso aan die ander kant, Vryheidsweg by 15 Laan, min vir Ben Swart se hoek met 15 Laan. Hy het byvoorbeeld geld gegee dat ons die hele Ben Swartstraat van Steve Becker af tot by Vraaistraat se lamppale wil verf. So as jy wonder hoe lyk dit as die plek reg is, gaan ry af in Ben Swartstraat. Al die lamppale is geverf. Natuurlik mense sê nou, okay, hoekom verf hulle die lamppale nie tot daar bo by die krag nie? Nee, ons kan nie tot daar kom nie. Ons het nie so lank leer nie.
Hoe moet die mens daar kom? Wil jy hy moet aan die krag vat? Wil jy hy met 6 meter van 'n leer afval? Nee. So ons verf dit tot op 2.2 meter, wat jou oog vang as jy ry, soos jy so die straat aflei, dan lyk dit mooi hier so in jou oog sig, maar ons kan nie onthou ons is nie Tswane nie, ons het nie cherry pickers nie. Ons doen dit met 'n leertjie en 'n mens wat daar staan en dit doen. En dis ook waarom dit R60 'n paal kos vir 'n gewone paal en dan vir hierdie reuse paal wat hier so staan, bietjie meer, want jy weet dis heel wat meer werk. So belangrik, elke sent word van boek gehou, elke sent word behoorlik spandeer en ek en Henny en die area verteenwoordigers vat nie 1 sent nie. Nie 1 sent. As jy goed moet gaan oplaai, as ek die werk moet gaan oplaai, aflaai, verf koop, whatever, ek doen dit op my eie onkoste. Ons haal die advertensies byvoorbeeld in die moed af wat onwettig is. Nou ek weet daar is mense wat vreeslik opgewonde raak daaroor. Ons het al oor die afgelope jaar 20.000 advertensieborde afgehaal. Kan jy jou voorstel hoe sou die moed gelyk het as daar 20.000 advertensieborde teen elke paal gesit het? Okay, dan is dit nie elke paal, dis nie versprei oor die moed. Jy verstaan, mense dink dit is terrible, hoekom haal jy dit af? Dink net aan die uiteinde as jy dit als los. Penis enlargement stickers, ons het van hulle af miljoene afgehaal. Jy verstaan, en as mense net by Tswane se reëls bly en die oranje sticker op dit kry, dan haal ons dit nie af. Maar hy is byvoorbeeld 'n eiendomsagentskap wat jene, ek kan hom eerder niks sê nie, hulle maak vir ons klaar. Dis almal dieselfde groepietjie. Maar ek dink dit is belangrik dat mens daai goed besef. Jy weet mens doen hierdie goed permanent. Jy weet jy hou nie op nie. As jy ophou, gebeur daar eintlik, dan verval dit net weer. Ons gaan nou 'n bietjie kom daarby. Nou gaan ek vir 'n bietjie 'n ander hoek gee. Nou ek hoor natuurlik, dis nou minder, maar aanvanklik, jy weet as mense op die Facebookblad gegaan en ons het 'n Facebookblad en WhatsApp groep so. Dan sê hulle, ja, maar ek betaal my water en ligte en my erfbelasting, waarvoor moet ek nou enigiets gaan doen? Jy's reg. Maar hoe werk dit nou vir jou uit? Verstaan? Jy betaal nie jou water en ligte en jy betaal jou erfbelasting en die goed verval. So kyk 'n bietjie aan die ander kant toe. Wel, het jy 'n mediese fonds of 'n hospitaalplan? Hoekom? Ja, Steve Becker, jy nog aan. Jy het 'n privaat sekuriteitsmaatskappy, Armed Response. Hoekom het jy dit? Belle is op die deel, is net hier so. 18 hulle waar daai kant toe. En daai ander kant in Koerispoort, dan kom hulle vir jou. Ja. So hoekom betaal jy 'n privaat sekuriteitsmaatskappy? Dit jy doen nie. Het jy 'n privaat pensioenfonds? Jy hoekom doen jy dit nie? Want vra die staat, hulle gaan vir jou R2200 'n maand pensioen gee. Kyk of jy daarmee kan uitkom. So ek dink mense moet jou kop om hierdie ding kry. Ons is in Suid-Afrika. Ons het massiewe behoeftes en of mense nou daarvan hou of nie, vir baie jare is 80% van die begroting spandeer aan 20% van die mense. En dit is 'n feit soos 'n koe. Mens mag nie daarvan hou om te sê nie, maar dit is hoe dit is. En wat nou gebeur is, nou word dieselfde geld verdeel tussen 100% van die mense. So, as jy so groot stuk koek gekry het, aanvanklik, kry jy nou so 'n stukkie koek. Is dit lekker? Beslis. Ek is een van daai mense wat die groot koeke gekry het. Almal wat hier so sit het eintlik van die groot koek gekry. En dit is nou nie, dis nie lekker nie, nou is dit sleg. Hulle versprei dieselfde geld oor 60 miljoen mense in plaas van 4 miljoen. Natuurlik kan jy mos nou nie vir almal dieselfde gee nie. Is dit ideaal? Nee. Neek die regering dit op? Ja, natuurlik. Maar die feit is, dit is nou hoe dit is. So ons kan nou elke aand by die huis kom sit en kla daaroor. Ons kan om elke braaivleisvuur daaroor kerm. Ons kan vir almal wat ons sien vertel hoe aaklig dit is en hoe vreeslik dit is. En dit is selfs waar.
Maar ons kan tog nie heeltyd in daai negatiewe staat wees nie. En ons het gekies om dit te verander. So ons sal dit beter maak en ons maak dit self beter. En ek dink dit is die belangrike ding wat mense moet besef. Ons het natuurlik, ons bly, min of meer almal van wat in die Boetpreek begin bly in 29ste Laan. En ons het begin om Pierneefstraat reg te maak. So ons het tussen 28ste Laan en Stellaan het ons die hele straat se lamppale alles gaan verf. Ons het die sypaadjies skoon gemaak waar die sement en die teer bymekaar kom. Ons het die bome en linies gaan sny. Ons het die parkie in Pierneefstraat het ons al die speelgoed oorgeverf. Ons het die reëlings geverf. En ons het alles skoon gemaak en op 'n weeklikse basis begin om daai area skoon te hou. En mense het gesien hoe goed dit lyk. En dit is waar dit begin het. 'n Klein begin, maar ons het dit self gedoen. So, jy weet mense, as jy dit nie self gaan doen nie, gaan hierdie nie gebeur nie. Tshwane het te veel gate wat jy moet toestop. En onthou, na 32 jaar van regering wat minder goed was, het ons nou die aanbevind wat nou die afgelope 17 maande probeer het om dinge te draai. En ek dink dit is besig om te draai, of ten minste tot tyd en wel dan 'n motie van wantroue kom. Maar 'n mens moet verstaan, ek bedoel, as jy in besigheidsrescue werk en daarna kyk, om iets af te breek, is lekker vinnig. Dink bietjie as jy nou 'n huis afbreek, genade, jy klim daarin met 'n paar hamers en mense en jy weet in 'n wrecking ball en jy slaat vir hom plat in 'n dag. Om hom op te bou is nie 'n grappie nie. Dit vat jare. Ek praat nou nie van 'n huis nie, ek praat van 'n stad. So dit gaan baie jare vat, reg? Dit gaan. As die jy weet dinge aangaan soos nou aan koalisie, gaan dit jare vat voor die stad weer op sy voete is. Maar daar is tog jy weet vordering. Seker ek sê ons Bergweg se ligte brand almal. Stellaan se ligte brand almal. Ja, is baie strate met se ligte nie brand. Maar hoeveel ligte dink julle is daar in Pretoria? Nou om al daai goed reg te maak, jy kan dit nie môre reg doen. Klaar, sorry. Dit is nie moontlik nie. Jy het nie mannekrag nie, jy het nie geld nie. Die stad se finansies is besig om te verbeter, maar dit is nog steeds maar redelik effektief. So, die belangrike ding is, ons kan hierdie goed verander, maar ons sal dit self moet verander. Die stadsraad gaan dit nie kan doen, so vinnig as wat ons miskien wil hê. En natuurlik is baie duurder vir die stadsraad om te doen, as wat dit is vir ons om te doen. Want hulle het massiewe wetgewing waar hulle moet voldoen, en minimum loonarbeiders en al daai tipe van goed. Jy weet, en is tenders en kwotasies en alson en almal probeer 'n bank maak uit die staat. So dit is baie goedkoper vir ons, dis om ons vir jou R60 of R100 'n paal kan vra, om 'n paal te verf. Ons moet onsself daar 'n bietjie beskerm. So ons kan nou nie, jy weet, ek kry nou 'n WhatsApp. Paul G74 in 14de Laan is nie geverf, kan jy dit asseblief kom verf? Ek sê nee, ek kan nie. Verstaan, as jy vir my Paul 64 tot 74 laat verf, daai kan ek doen. Ek kan iemand vir 'n dag so toe vat, maar nie jou Paul, nee, ek is jammer. Wange net so opgeblaas, maar okay, sit jy slaap. Nou, ons begrond ons, wat ons doen, op wat hulle noem die broken window theory. Nou die broken window theory is in New York toegepas deur Rudy Giuliani in Stede Akademie in 1982 het hulle 'n hele paper daar geskryf. Nou, die broken window theory sê dat wanneer daar wanorde heers, word die wanorde eintlik net erger. Maar wanneer jy begin om wanorde te tem en jy maak die klein goedjies reg en letterlik begin deur hierdie verlate geboue se vensters reg te maak, dan kry die ding half outomaties momentum. En dan word dit beter. So as jy die goed in stand hou, en dis ons vertolking daarvan in die moed, as jy goed in stand hou, dan word dit beter. Ek weet nie, het julle die brug gesien wat geverf is oor die treinspoor? Ja. Goed. Nou, daai brug
was vol graffiti, vol penis en large stickers. My vrou sê altyd, as daai operasie so goed werk soos die gom, moet die ouwe fortuin maak. So. Maar, die feit is, ons het letterlik, vandat ons begin het, om die brûe te verf, ek sal nou 'n bietjie meer daaroor praat, het ons 4 stickers en graffitis op die brûe gehad in die afgelope 2 jaar. 4. Ek kan vir julle, daar was 'n mannetjie gewees, daar was 'n klein penisie gewees, ek weet nie waar hy vandaan gekom het nie, en dan was daar 'n advertensie vir 'n verlore kat, en dan nog 'n ander wat ek nie kan onthou nie. Maar as jy kyk na die lamppale wat ons geverf het, die rook, daar's nie stickers meer op die lamppale, waar ons klaar geverf het. Daar is nie stickers op die robotpale, waar ons het klaar geverf het. Dit is die Brooklyn Window Theory in werk. As mense aandag gee, en die ouens wat rondhang en sou dit goed doen, as hulle sien, daar word aandag gegee, dan trek hulle terug. As jy kyk na die kragbokse wat ons geverf het, ja, nou en dan kom 'n ou nog steeds 'n plak 'n peanut sticker op. Ja. En ons haal vir hom onmiddellik af. Verstaan, daai gom is nog nie droog en dan sy weg. En wat ons gedoen het is om dit te doen, het ons voltydse werkers aangestel op kontrak, wat natuurlik befonds word deur besighede wat ons geld skenk. Die werker kos R5,000 'n maand. Ek sê nie hulle moet R5,000 'n maand gee nie. Maar hulle maak byvoorbeeld Stedlaan skoon vir ons. Hulle maak Pierneefstraat skoon vir ons. Hulle maak Parkerstraat skoon, hulle maak Vryheidswerf skoon. Daai hoofroetes word basies skoon gemaak op 'n daaglikse basis. En hulle maak Queenswood ook skoon. So op 'n daaglikse basis word Queenswood skoon gemaak, word hierdie plekke, hierdie strate skoon gemaak. En dis hoekom let 'n bietjie op as jy deur die plekke ry. Dit lyk anders daar. Nou dat ons vriende gehad van Australië af, wat 15 jaar laas in Suid-Afrika was, en hulle het by ons kom kuier, en hulle het gebly in Vida Park, en in Ferry Glen en Morletta Park, voor ek geëmigreer het, Sydney. En, nou kom die aand ons eet, die ou sê vir my, dit lyk baie anders hier by julle. Regtig, dis silwer skoon, alles is netjies, alles is geverf. Hy sê, ek was nou in Vida Park, dit lyk afgryslik. Ferry Glen, afgryslik. Morletta Park. Hy sê, weet, en daai laaste 2 is redelike afmaak het nuwe geld woonbuurte by dit te stel. Hy sê, hy kan dit nie glo nie. Ander vriende van ons het Nysna het vir ons kom kuier. Hulle sê, weet jy ry oor die berg daar, van die snelweg af met Gordon weg, en as jy by Queenswood kom, ewe skielik verander dit om jou. En wat was ons gedagte daar? Ons het die poorte tot die hoed probeer mooi maak. En ek dink julle sou ook gesien het, dat by Queen's Corner en Queen's Quarter daar, het ons damprak gepak. Laas week nog het Jack Wright vir ons daar damprak gepak. Daai klippe is geskenk deur 'n individu in Rittendale. En iemand anders het vir ons klippe in Waverley geskenk. Ons kyk ons al daai klippe so doen. Ek weet nie wie van julle al damprak gepak het nie. Dit is nie grappies nie. 24 ton klippe met die hand gepak, een vir een. Weet jy, kan nie damprak in jou kruiwag gooi dit af en dit plat hark nie. Werk nie so nie, daai klip wil nie hark nie. So, dit wat ons daar gedoen het om dit reg te maak. Ons het, soos daai areas reg, ons het die afgelope week nou, het ons, nie die week nie, eintlik 2 maande, het ons daai gedoen. Ons het daar by Woodlands Drive langsaan het ons skoon gemaak. Ons het al die lamppale geverf, van die robot by KFC, daar waarvan Mavelli altyd was voordat hy die plat verloor het, van daar af tot by CR Swart, al die lamppale is geverf, al die bushaltes is geverf, kragbokse is geverf, om daai poort tot die motor reg te maak. Nou Stedlaan ons natuurlijk lank al geverf, Kedonia tot bo, ons het Vryheidsweg al geverf, 30ste Laan, 24ste Laan, Nico Smit, Pierneefstraat, Parkerstraat, dit ons lank al oor tyd gedoen. En toe het ons hierdie jaar besluit, maar nou gaan ons stelselmatig probeer om die moot van 'n kant af al die lamppale en kragbokse te verf. En ons het eintlik begin in Rittendale, want die mense in Rittendale, moet ek sê, gee baie gemaklik geld.
Ons het die hele Rittendale se lamppale van geverf. Kom kyk bietjie hoe lyk dit nou. Ons het die hobbels op die straat geverf. Ons het die mini-sirkels geverf. Elke ding wat geverf kon word en reggemaak kon word, het ons in Rittendale reggemaak uit die gemeenskap. Hulle gee geld, ons het 'n area vir hulle teenwoordig daar in Eldewet, sy doen die ding. Toe het ons begin om in Riviera te werk, maar daar sukkel ons 'n bietjie. En toe het ons, volgende het ons begin en gekyk na Pierneef toe. Toe verf ons die hele Pierneef, weerskante van Pierneefstraat tot in die berg. Daar het mense ook geld gegee en ons dit kon doen. Toe het ons beweeg na Queenswood. Toe het ons al die lamppale in Queenswood geverf. Dis nou noord van Soutpansbergweg en ook suid van Soutpansbergweg. Daar waar die Rooms-Katolieke Kerk is, met Torito Convent daar af en die Queenswood Rif, as jy dit kan noem, daai deel van Queenswood. Al daai pale het ons geverf, ons het die area daar reggemaak. Ons is tans besig om Mooregloed stelselmatig uit te verf, nadat ons ook 'n groot donasie van iemand daar gekry het. So wat is die gedagte daarmee? Ons wil die gemoed van die gemeenskap lig. Ons wil hê mense moet beter voel. Hulle moet trots wees om in die moed te bly. Hulle moet self voel, maar ek wil ook iets doen. Miskien kan ek net vir oomlik terugkom na die brug. Nou die brug wat ons het hierso, ons het 5 brûe geverf. Die eerste brug, as julle dit nie weet nie, ons beplan om eendag 'n brugroete te maak as ek die lewe hou. Die eerste brug is Irma Stern se werk, is geverf hierso by 13 by Plastilon. Daar is die Plastilon geborg en daai testsenter langs aan en daar's nog 'n plek daar. Hulle het almal daar geborg, dis die hele plek kon reggemaak daar. Maar dis die eerste brug wat jy nou, as ek nou van die weste kant op weet, die eerste brug wat gedoen het. Die tweede brug, as ons nou van die weste kant af oos beweeg, is Vryheidswerk se brug. Daar het ons Walter Battis se styl gebruik. Walter Battis, bekende Suid-Afrikaanse abstrakte kunstenaar, en hy het, ons het wel gegaan en al die Suid-Afrikaanse simbole, jy weet die kraanvoël, die protea, die springbok, galjoen, die nasionale goeders, embleme, het ons daarin gesit aan die weste kant, kan jy, as jy daar reis, jy sien, daar's 'n protea, daar's soos galjoene, daar's springbokke, daar's 'n kraanvoël en so aan. So ek het albei daar gesit, want ons is naby die skool, daar ons gedacht, ons geef hulle daar albei. So dit, en aan die ander kant is nou die gewone 14 mense van Walter Battis is aan daai kant. So dis jy moet werd om bietjie te gaan kyk wat daar gebeur. Dan is ons, die volgende ding was 24 brug, en 24 brug het ons aanvanklik gedoen op 'n baie, jy weet, dit was die eerste brug wat ons gedoen het, so ons was 'n bietjie versigtig met wat ons daar doen. Ons het seker glimlaggende gesiggies vir die kinders daar geteken, want baie kinders stap daar hoor. En aan die ander kant, die brug het sulke lozenges, jy weet, sulke 6 hoeke aan die kant, en ek, you know, being a chartered accountant, sê jy maar, kyk, kom ons maak dit nou nooit, jy weet, maklik. Trek, verbind net al die lyne soos teen mekaar en dan verf jy al die verskillende blokkies net verskillende kleure in grys, wit, swart en so blou. En ek doen dit toe nou so weet. Die volgende ding lees ek in die rekord, maar daar's nou 'n Ndebele ontwerp op die brug. Ek dink myself, ek het nie vir een oomblik aan Ndebele ontwerp gedink nie. Ek het net geometriese blokkies gelaat trek. Maar okay, as mense wil dink dit is Ndebele, is dit fine. Maar toe besluit ons maar, okay, ek gaan dit nou nie doen. Toe gaan ons, die ander brug wat gedoen is die Pierneefbrug. Ek weet nie of julle die 30 slaan brug al gesien het. Daai is die linosleewerk van Pierneef het ons gedoen in positief en negatief. So die een kant is die bome wit, jy weet daar is die kenmerkende bome van Pierneef, daai bome is wit en dan's grys en swart, en die ander kant is die bome swart en die ander kant is weer grys en wit. As jy dit nog nie gesien het, jy gaan kyk gerus. En toe het ons Pieter Clark se werk gedoen op Vryheidswerk se brug. Nie Vryheidswerk, die Stedland se brug aan die een kant, want daai brug is 'n bietjie serieus. Jy verstaan, daai is soos 'n 15 meter, dit was 'n reusagtige ding om daai ding daarso te verf. En laastens het ons toe gegaan en Esther Mashlangu, wat juist 'n Ndebele kunstenaar is, se werk gevat en dit gesit op
24 lanse brug aan die een kant, maar ons het toe vir die mense op daai stadium gevra, maar wat wil julle presies hê? En ek het voorspel, hulle gaan die groot 5 vra, en ek was reg. So, daarso is die groot 5 geverf in jy weet, in Esther Maslango se Ndebele style. Dis die vrou wat die mans, wat die BMW geverf het met daai. So, wat is die tema deur dit alles? Ons het gaan kyk, ons het 'n kunstenaar Elsie White, wat daar in Nederlandsland ook bly. 'n baie bekende Suid-Afrikaanse portretskilderaar. So meeste van skilders, so meeste van ons sal nou nie sommer vir, jy weet, portrette vra wat vir jou kom skilder vir jou kinders nie. Spreek in die dierkan, maar sy het byvoorbeeld Thabo Mbeki se kanseliersskildery by Unisa het sy geverf. En ek het die ding gesien, dit is ongelooflik goed gedoen. En ek sê altyd, jy weet, as Unisa jou vra om hulle swart kanselier se senaatsaal portret te verf en jy's 'n wit Afrikaanse vrou, dan kan jy waarskynlik verf. Jy weet dit. So die beginsel wat ons dan gebruik het, ons gesê, wat is, kom ons kyk na Suid-Afrikaanse kunstenaars wat internasionaal bekendheid verwerf het. En ons gebruik hulle styl om hierdie brûe in te verf. En Elsie doen dit vir ons. So Pierneef, ek dink julle weet Pierneef is internasionaal bekend. Bro, 4-5 miljoen rand vir skildery. Walter Batt is internasionaal bekend. Irma Stern, 20 miljoen rand vir skildery. Peter Clark is 'n baie bekende kleurlingskunstenaar. En Esther Maslango, weet julle, nog nou, meestal van julle is 'n groot internasionale kunstenaar. Nee, die rede waarom ons ook die verskillende mense gebruik het is, ons moet verstaan die moed is nie meer Afrikaans en wit. Dis 'n diverse gemeenskap, hier werk diverse mense en ons moet vir al daai mense kyk te rede. En dit is wat ons probeer doen. So ons het vrouens daar, ons het mans daar, ons het Afrikaanse mense, Engelse mense, wit mense, kleur mense. Ons het nou nie 'n Indiër nie, maar ek dink nie moet ons nie aan een kan dink. Maar so dit is basies wat ons probeer doen daar. Goed. So ons lese is saam doen ons meer. Together we do more. En is baie jammer dat ek nou nie slideshow vir julle kan wys nie, want ek sou baie graag vir julle voor en na foto's wou wys van hoe dit gelyk het. Die van u wat daar in die omgewing van in Morregloed, Valeria daar bly by op die plaas en waar Mootslothuis Park is. Dit was 'n hoel. Jy het dit gesien, dit is 'n absolute hoel gewees. Henny se idee was, kom ons maak die slothuis hier reg. Toe het ons die huisie, ek nou verduidelik, op die plaas het nou baie gehelp. Toe verf ons daai hele huisie presies oor in sy historiese kleure. En Elsie verf ons 2 vlinders aan weerskante, waar jy tussenin kan staan. So jy kan 'n foto neem van jouself met die vlindervlerke aan die kant. En toe het ons 'n pledge, ek weet wat in Afrikaans kan onderneming. 'n Pledge opgesit in Afrikaans en Engels en Noordse aan weerskante op 'n plaat. En ons het hierdie kleurwiel staal rame gesit, sodat mense, as jy saamstem met die pledge, dan kan jy jou slotdag op vasmaak. Dis maar soos wat jy in Dublin kry en in Parys en so. Ek dink ek vraag is nie. Verstaan het hulle sulke, hulle hoor, daar sit hulle aan brûe. Ons het nou die tipe ding daar. Toe het DB Landscape kom sê, maar hy wil nog altyd 'n park daar gemaak het. Sê ons okay, goed, en hy het begin om die gras te sny en die bome te trim en so aan. DB Landscape is 'n groterige maatskappy, so vertuin iets in Noord. In Januarie gaan ons, dis 'n lang storie hoekom ons nou in Januarie vakansie gegaan in plaas van Desember, maar familiele issues. Maar ons is Januarie toe nou Kaapstad toe vir 3 weke. Jy weet die Kaap getoer, soos Kaapstad en Stellenbosch en Franshoek en so. En weet die feit dat ek nou 4 maande in ICU was, 2 maande in 'n koma, hier van vooraf weer loop na 7 maande, daai interessanthede. Kry ek weekliks 2 keer terapie om my regop te hou. Want ongelukkig het die 7 maande se lê in die 4 keer ICU longontsteking en al daai tipe goed het nou nie my balans te goed gedoen. So as ek 'n bietjie ongelyk plat tref dan gaan ek grond toe. Maar
So moet ek dan nou, as ek nie na die biokineticus toe gaan 2 keer 'n week nie, my swaar wil hom altyd doodlag, ek kyk eintlik nie rugby nie, my swaar is 'n fanatiese rugby ondersteuner, en ek is by die Blou Bulle se biokineticus, nou sê jy weet, hy kan dit nie glo nie. Ek, wat eintlik nie belangstel in rugby nie, oefen by die Blou Bulle, in loftes en was op plekke wat hy nog nooit by was. En hy is eintlik die groot rugby ondersteuner. Sê nou, wat kan ek sê? Prys was hoog, hoor. Maar ek moet nou as ek nie biokineticus toe gaan, moet ek stap. Elke dag 4-5 km om my balans te hou. Nou nie agteruit gaan. Nou so bly ons toe nou in, ons het jare gelede woons in die Kaap gehad, ons het verkoop. En toe bly ons toevallig weer in daai selfde woonstel ek gepraat het ons aan verkoop het en nou. Nostalgies eintlik daar gaan bly en ons timeshare toe nou 'n plek op Seepunt self. Nou die van julle wat Kaapstad ken weet in Seepunt is daar 'n fantastiese promenade wat jy kan stap langs die see vir 5-6 kilos. Weet nie of julle dit ken nie, maar in ieder geval. Sien dit dat ek toe nou elke dag moet stap, met my arme vrou nou elke dag saam met my 5 kilo stap en ons stap op en af langs daai promenade en ek sê vir die moed het so wandelaan. Nou kom ek dan ons gaan op stadium Stellenbosch toe langs. Eerste rivier as jy kyk langs die laan, is daar ook 'n wandelaan, maar dit is nou 'n downscale version. Jy weet hy het crush and mix op die ding, mooi gelyk, maar daar's gruis op. Ek sê vir my vrou, ek dink dit kan ons doen nie. Okay, nou kom ek terug hier so in Pretoria en ons het toe nou 'n skrop sessie. Nou hoe die moedprojek werk is, die moedprojek het 1 keer 'n maand het hulle 'n groot skrop sessie. Dan nooi ons almal om te kom en te kom help.